Kom ons sit net so en bid ons saam. Here God, baie dankie dat U hier is. Dat U groter is as hy wat ons aanval, dat U groter is as enigiets in die wêreld wat probeer om ons vreugde te steel, wat probeer om ons tyd en ons bymekaar kom saam met U te steel. Here, ek wil vanoggend kom en voor U stil word, saam met hierdie mense, en sê, Here, ons het 'n verwagting vir dit wat U vanoggend wil kom spreek, wil kom sê, wil kom doen deur hierdie boodskap. Here God, die skerm agter my werk nie, die tegnologie wil nie vanoggend saamwerk nie. Maar Here, dankie dat U Gees nie ophou werk nie. So ek wil vra, Here, in hierdie oomblikke, dat U my sal seën met 'n dubbele porsie van die Gees. Here, dat ek in hierdie oomblikke U sal hoor, U sal spreek. Here, kom en vat my onstuimige emosies weg en help my om te fokus op dit wat U wil sê, U wil doen, U wil bereik vanoggend deur hierdie diens. Here, en ek wil kom vra, kom spreek asseblief, ons luister. En ons bid dit in U naam alleen. Amen. Right, so vanoggend. Jy het 'n WhatsApp gekry in die week as jy op ons WhatsApp lys is, met 'n prentjie van wat se dag is dit, met so 'n daisy wat sê Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. En toe het jy gister 'n video van my gekry met 'n ongeskeurde gesig. En ek wil net tussen julle en my sê dat as my gesig nie geskeer is nie, is ek lanklaas gesoen. Is net 'n grappietjie, want my vrou sê hy dan kies 'n Kaapit. So as ek het gister geskeer en onmiddellik het my vrou gekom en my 'n soentjie gegee, baie dankie Shamaine. Want sy toe haar man terug, nee, ek is net 'n grappie, interne grappie. Maar in elk geval, jy het hierdie ding gekry. Hierdie prentjie wat sê wat se dag is dit? Nou, as ek vir jou sou vra, die vraag, wat se dag is dit? Dan sou jou reaksie waarskynlik een van twee goed gewees het, as jy 'n normale mens is. Jy sou vir my gesê dis Maandag of dis Dinsdag of is Woensdag of wat ook al, of jy sou vir my gesê het dis die soveelste dag van die maand, soos byvoorbeeld vandag is die 22ste Februarie. Jy sal vir my sê, okay, wat se dag is dit? Dis die 22ste Februarie, of wat se dag is dit? Dis Maandag, Dinsdag of is Sondag. Maar daar's 'n ander manier om die vraag te antwoord. En vanoggend wil ek saam met jou, en ons gaan nie 'n spesifieke vers uit die Bybel uit lees nie. Ons moes nie afgelope week, moes ons gelees het Lukas 12, 13, 14, 15, 16. So ek gaan gou daar oop maak, Matteus, Markus, Lukas, jy is welkom jou Bybel daar oop te maak, maar ek gaan nie spesifieke goeders lees nie, ek gaan net deur dit blaai en met jou 'n bietjie gesels oor die goed wat daar gebeur en wat agter die skerms gebeur. In Lukas 12 en verder, al daai hoofstukke is eintlik so 'n versameling van Jesus wat weet die kruis kom nader en sy oorlog met die ouens wat teen hom is word erger. Die fariseërs raak al kwaader, die skrifgeleerdes raak al kwaader, almal maak planne om hom dood te maak. En Jesus besef, maar weet jy wat, my tyd raak min. En hy besef, maar omdat my tyd min raak, ek weet wat my einde gaan wees. Ek weet ek gaan eindig aan 'n kruis, ek weet dit gaan hierdie mense wees wie se skuld dit is, maar ek kan nie ophou om God se waarheid te spreek nie. En hy hou aan om dit te spreek, oor en oor, en hy maak die fariseërs al kwaader, en hy maak die skrifgeleerdes al kwaader. En dis wat ons lees op die oppervlak, is al hierdie teachings wat Jesus gee, en tussenin gebeur daar 'n paar goeters. Maar Jesus kom en hy leer, en hy praat om vir mense, dis soos, ek weet nie of julle hom ken nie, McSteamy, ek kan nie sy naam onthou nie, almal ken hom net as McSteamy uit Grey's Anatomy, wat die afgelope week oorlede is aan, ek dink is ALS, en op Netflix, as julle tyd het, op Netflix is daar 'n 40 of 'n 50 minute dokumentêr van wat hy opgeneem het, wat hy met Netflix 'n kontrak geteken het, hulle mag dit eers op Netflix sit as hy dood is. Dis 50 minute van sy laaste woorde, waar hy onder andere vir sy kinders sê, wat hy vir hulle wil sê, en so vir dis in elk geval, dis iets om te sien. En Jesus het hierdie selfe effek, hy het hierdie ding van, ek weet ek gaan doodgaan, en ek moet my laaste sê, geen nie om weer kwaad maak nie, ek moet sê wat gesê moet word, en hy sê dit. En dan begin Jesus met hierdie
fariseërs wat hy aanvat en hy waarsku en hy sê, pas op vir die mense wat om julle staan en hulle self geestelike leiers noem en gierig is en geld steel en dit tot hulle eie voordeel gebruik. En Jesus, maar dan kom hy en dan sê hy, maar jy moenie ophou om jou geld vir die Here te gee nie. Jy weet, hy het hierdie balans en hy hou aan praat en hy, so vir die fariseërs, wat is 'n verskriklike dag? 'n Slegte dag, want die fariseërs vat hulle aan en die Here maak hulle skaam. En die Here maak hulle skaam voor die mense wat letterlik aan hulle lippe moes hang elke week in die sinagoges. En Jesus sê, maar luister, hierdie geestelike leiers van julle is nie regtig noodwendig volgbaar nie. So die fariseërs het 'n slegte dag. En dan kom Jesus en dan praat hy oor hoe hy gaan kom en hy gaan kom en hy gaan terugkom nadat hy weggegaan het. En dan gebeur daar 'n teks wat ek nie geweet het in die Bybel is nie. Ek weet nie hoekom nie, ek het die Bybel soveel keer deurgelees al in my lewe, en nie altyd omdat ek wou nie, op waarsdit nie moes ek, want dit was my handboek. En, ekskuus, is dit sleg om dit te sê, dat ek nie altyd wil Bybel lees nie. Dis soos vir 'n prokureur om vir hom te sê, is dit lekker vir hom om die wette te lees, of vir hom vir 'n boekhouer te sê, daai dik boek oor belasting, is dit vir jou lekker om so deur om te blaai. Weet, partykeer is die Bybel nie vir my God se woord nie, en ek moet dit eerlik wees daaroor, dis 'n handboek, en dis vir my partykeer 'n stryd om die Bybel oop te maak en daaruit te lees en Jesus te hoor. En ek dank die Vader dat hy dit hierdie week gedoen het weer, en ek kry hierdie teks van hierdie vrou, die kromgetrekte vrou, wat weer kan regop staan. En ek lees hierdie teks en ek wonder by myself, as jy vir haar sou vra, wat se dag is dit? Voor hierdie insident gebeur. Sal sy vir jou sê, dis nog 'n dag. Nog 'n dag wat ek nie my kinders in die oë kan kyk nie. Nog 'n dag wat ek moet afkyk op die grond. Nog 'n dag wat mense vir my kyk terwyl ek verbyloop en hulle koppe skud en my jammer kry of my ignoreer of sirkels om my loop want hulle dink ek gaan bedel vir geld. Nog 'n dag wat ek moet loop met hierdie ding wat ek niks aan kan doen nie. En Jesus kom en in 'n oomblik verander hy haar en hy maak haar rug reguit. En as jy haar dan sou vra wat se dag is dit, sal sy sê, dis 'n amazing dag. Dis 'n fantastiese dag. God het my lewe verander. En dan gaan ons verder en Jesus staan en hy kyk uit oor Jerusalem. En hy huil oor Jerusalem en Jerusalem se mense, die Jode wat Jesus miskyk en nie sien dat hy die Messias is nie, die Jode wat so hellbent is daarop, soos baie mense in baie lande vandag, en ek weet ook baie mense wat Afrikaans praat of selfs Engels praat in ons land, maar wie se velle wit is en wat moeg is vir ons regering. En die Jode is so vasgevang in hierdie ding, dat die Romeine wat hulle onderdruk en reëls maak wat hulle nie van hou nie, en belasting vat en hulle kry niks daarvoor nie. En dit klink of dit Suid-Afrika in 2026 is, maar dis presies wat gebeur het in die Bybel, en dis hoekom die Bybel sê, daar's niks niets onder die son nie. En die Jode was so ingestel op, hulle soek iemand wat 'n bevryder sal wees, wat die flippende Romeine in die see gaan jaag, gaan hulle almal gaan doodmaak, en die Jode gaan weer opstaan en God se volk wees en die wêreld regeer, soos dit gebeur het net nadat hulle die beloofde land ingegaan het en Kanaan oorgevat het. En hulle soek hierdie leier, en Jesus kom en hy sê, maar ek het gekom om 'n nuwe koninkryk te bring. 'n Koninkryk wat nie van hierdie aarde is nie, 'n koninkryk wat ewig is, en hou op om te beklei om hierdie wêreld te verander. Leef jou beste lewe hier, maar leef vir die hemel, leef vir die ewigheid. En as jy vir daai mense sou vra wat se dag is dit, sal hulle sê dis 'n slegte dag, want ons is onderdruk, en hulle sien nie Jesus raak nie, hulle kyk hom mis. En so kan ek aangaan oor die verlore seun en die verlore skaap, en oor hoe die pa gevoel het, en hoe die kind gevoel het, en wat se dag het hulle gehad, en wat se dag het wie ook al gehad. Want sien, toe ek hierdie hoofstukke lees, en dis nou miskien hoekom die Here die tegnologie afgesit het, of die duiwel die tegnologie afgesit het, mense weet nooit vir wie jy moet blameer. Ek het die afgelope week, ek weet nie hoekom nie, het ek 'n slegte week gehad. Ek het emosioneel. En daar's geen rede voor nie, my lewe is amazing. Ek het baie meer dinge om oor dankbaar te wees as om oor te kla. Maar ek was net af
ek staan in die oggend op, dan moet ek 'n glimlag op my gesig sit, maar ek voel nie 'n glimlag nie. Mense verwag dat ek 'n glimlag moet hê, maar ek voel dit nie. Ek voel depressief. Een oggend het Shamaine wakker geword, toe sy vroeg wakker, toe kyk sy een of ander video somewhere op Facebook of Instagram of 'n saak, en daar kom 'n liedjie op, ek kan nie eens nou wat se liedjie nie, ek begin sommer net spontaan huil. En ek draai weg van haar af en ek vee my gesig af en ek sê nee, ek is net 'n bietjie af. En ek staan op en ek gaan aan. En ek het hierdie worsteling en ek lees hoofstuk op hoofstuk die afgelope week en al wat my tref is die mense in die teks. En party van hulle het 'n goeie dag en party van hulle het 'n slegte dag. En die Here kom staan by my daaroor stil en hy sê my, Johan, die mense om jou, jy, ek, ons, wat se dag het jy? Wat se dag is dit? Want vir party is dit 'n goeie dag. Jy het 'n verhoging gekry, of iemand het ja gesê, hulle gaan met jou trou, of wat ook al, jy het hierdie goeie dag, jy het die voorreg om jou kind by universiteit te gaan aflaai, en dis dalk 'n bittersoet dag, jy weet, jy kan jou kind daar gaan aflaai, jy moet kobaai sê, maar het geleenthede en whatever, of jou kind het goed gedoen met die atletiek, het julle hier kinders gesien met die sport, goodness gracious, kinders by Menlo en by al hierdie skole, wat net wêreldrekords opstel, of Afrika rekords opstel, in hulle ouderdomsgroepe, somme by 'n hoërskool atletiek meeting, dis amazing. En daai ouers en daai kinders sal sê, dis 'n goeie dag, maar daai kind wat laaste kom of geval het of gediskwalifiseer is, want dit was by die wegspringblokke te vinnig weggespring, want hy is oorgretig, hulle het 'n slegte dag. Ek het met 'n kind gesit en gesels so 'n bietjie meer as 'n week terug, en ek sê vir die kind, en wat doen jy by die skool se atletiek? En dit is presies die verkeerde vraag. Dis soos om vir sekere vrouens, as jy in die winkel sien, dan kyk jy so, dan besef jy, ek moenie vir haar vra of sy swanger is nie, want as sy nie swanger is nie, gaan ek 'n klap kry. Nee, ekskuus, dis 'n man ding, mans moet asseblief nooit na 'n vrou toe stap en vra, is jy swanger? Dis, ja, anyways, so ek vra vir hierdie kind, wat doen jy in die atletiek? En sy sê, ek het nie gekwalifiseer nie. Al my maatjies het gekwalifiseer, almal van hulle doen 'n item, ek is die enigste een wat niks doen. Ek sê, jy doen nie niks nie. Jy doen iets groots. Jy sit op die paviljoen, jy skree en jy cheer hulle aan, en as jy lus is, kan jy sommer vir hulle bid. Ek sê, jy is die een wat sorg dat hulle vinniger hardloop, want hulle hoor hoe jy skree en sê, go, 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 spring hoër, hardloop vinniger, gooi verder. Sonder jou is daar nie atletiek nie. Atletiek sonder toeskouers op die paviljoen is soos om vir 'n dominee om in COVID te preek en die stoele is leeg. Dis alsbehalwe lekker. Ek sê, jou plek maak saak. En soos ek deur my week gegaan het, en met verskillende mense gesels het ek besef, maar die Here probeer iets vir my sê, dat die mense om jou, dat ek so bietjie my fokus van myself moet skuif in my aangeplakte depressiwiteit. En ek moet sien, maar kyk die mense om jou. Kyk die besigheidsman wat sy foon omtrent vasgeplak is teen sy oor, wat die hele tyd vure doodslaan. Kyk die man wat 5 uur in die oggend uit sy kantoor uitstap, net om te gaan stort, sodat hy weer sy dag kan aangaan, want hy moes dwars deur die nag werk. Kyk vir die een wat sy ma siek is, of sy pa siek is. Die een wat sukkel in hulle huwelik, en ek besef, die Here kom en hy sê vir my, maar ons het almal slegte dae. En as jy die afgelope week 'n slegte dag gehad het, my hart gaan uit na jou toe. Daar's mense wat huidiglik slegte dae het. Hier, soos ons nou sit. Die leesstoele is nie altyd mense wat net laat geslaap het nie. Daar's mense wat wens hulle kon in hierdie stoele sit. Wat vanoggend ingeboek word in 'n hospitaal, terwyl ons praat. Of wat uitgeboek word uit 'n hospitaal. En jy moet aanpas by 'n lewe sonder dit wat in die hospitaal gebeur.
En die Here kom en hy sê vir my, maar Johan sê vir hierdie mense Sondagoggend, net een ding. Net een ding. Psalm 118, sien, nou moet ek onthou wat ek voorberei het. En gewoonlik help die skerm my. Psalm 118, somewhere, staan daar in die Psalm, staan daar, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor bly wees. En nou gaan ek Psalm 118 moet opsoek, want as ek vir jou jok, dan gaan jy nou sin toe blaai. Sê my as iemand die vers opspoor. Nou is dit ook een van die langste psalms in die Bybel. In elk geval, ek hoop is daar. Anders sal ek het vir jou WhatsApp nou Max. Vers 24. Dankie Here, my brein is nie so erg soos wat ek gedink het nie. Psalm 118 vers 24, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. En hierdie teks is amazing, maar partykeer is dit kan jou verskriklik skuldig laat voel. Want laas jaar of die jaar voor het, Skattie, wanneer is ek hospitaal toe die jaar voor, laas jaar of die jaar voor het? Jaar voor het, dis ek die eerste keer in my lewe wat ek narkose kry en slaap in 'n hospitaal, ordentlik narkose kry en slaap in 'n hospitaal. As jy daai dag vir my gesê het, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, dat ons daaroor bly wees, het jou keel afgesny, sommer met daai skelpel in die operasieteater. Want ek het daar gelê en ek was bang en hulle gaan my aan die slaap maak en dan dink jy aan al die movies van die mense wat wakker word terwyl hulle narkose het, of die ouens wat nooit wakker word uit narkose nie, of die dokter wat die verkeerde ding afsny of uitsny. En jy sien al hierdie prentjies en jy hoop vir die beste. Sien party dae het jy dae wat hierdie vers nie vir jou werk nie. Hierdie vers werk nie vir jou. Want dit voel nie so nie. Dit voel nie, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, laat ek op en af spring en bly wees daaroor nie. Want kyk hoe vinnig kan 'n ding verander. Aan die begin van die diens het ek vir jou gesê, ek voel soos iemand met 5 Red Bulls in en ek wil op en af spring. Ek is so opgewonde oor vanoggend. Ek het 'n nuwe worship lied gebou gister wat amazingly beautiful, mooi is. En nou wil hy nie eers speel nie en ek was so opgewonde dat ons hom gaan sing. En nou sing ons hom nie. En in 'n oomblik verander ek van ek is so opgewonde dat ek 5 Red Bulls het, ek wil op jou spring, dat ek nou wil ek op iemand spring en ek wil hom verwrig. Wie se skuld was dit dat die rekenaar nie werk nie? In 'n oomblik word 'n goeie dag 'n slegte dag. En dis presies wat met my en jou gebeur in ons lewens. Goeie dae word slegte dae word goeie dae. Die duiwel kom en hy val aan en hy probeer jou vreugde steel en hy probeer jou blydskap steel en hy probeer die goed in jou lewe steel wat jou vreugde gee en dan kom die Here en dan sê hy vir jou, maar pas op net dat jy nie te veel waarde heg aan hierdie ding nie, en dan dink jy, regtig Here, nie vandag nie. Dis nie wat ek wil hoor nie. Ek wil nie hoor, terwyl ek my werk verloor het, dat ek moet nie my lewe bou om my werk nie. Ek moet my werk hê, want dis hoe ek vir my vrou en my kinders sorg, of wanneer die dokter een of ander iets sê oor my gesondheid, dan raak ek depressief, dan sê die Here, maar jy is nie gebou vir hierdie wêreld nie, jy is gebou vir die hemel, soos jou lyf opgee, moenie worry, dan sê ek, Here, daai boodskap wil ek nie vandag hoor nie. So vanoggend wil die Here vir jou 2 goedjies gee, 2 helftes. Die eerste helfte is, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat jy daarin bly wees. En die tweede een staan in Hebreërs, en for the life of me gaan ek nie nou onthou waar hy staan. Die Here wat sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Gelukkig herinner die Here my aan 'n ander vers waar hy dit ook sê, en met daai en weet ek hy's daar. In Matteus 28, Matteus se laaste woorde, die laaste woorde wat Matteus opskryf in die mond van Jesus, sê Jesus hierdie woorde, ek is altyd by jou, tot die einde van die wêreld, of soos ek het vertaal, wanneer dit voel soos die einde van die wêreld. En vanoggend wil die Here vir jou daai eenvoudige boodskap gee, net dit, as God jou vra, wat se dag is dit? Dan is dit die dag wat die Here gemaak het.
Ek wil graag daaroor bly wees. En as dit 'n goeie dag is, dan sê jy, Here, ek kan hieroor bly wees, dankie vir hierdie dag. En as dit 'n slegte dag is, of 'n goeie dag is, dan sê die Here, ongeag of dit 'n goeie dag is of 'n slegte dag is, ek is nog steeds by jou. In daai oomblik, in daai situasie, in daai hartseer, in daai siekte, in daai seerkry, in daai tekort, in daai oomblik wat jy vir jou kind moet nee sê vir een of ander skooltoer of een of ander nuwe boek wat hy moet hê vir een of ander klas, want jy het eenvoudig nie die geld nie. En jy weet nie hoe jy die plan gaan maak nie, of daai oomblik wat jy vir jou vrou moet sê, luister dit, of vir jou man moet sê dit, of vir jou kinders moet sê, luister, papa en mamma, of wat ook al. Sien die Here kom in die Ou Testament oor en dan staan hulle by die Rooi See en dan tel hy nie die Israeliete op en hy sê, right, ek sit julle aan die ander kant nie, hy vat hulle deur en dan gaan staan hulle by die Jordaanrivier en hulle vergeet dat die Here het hulle deur die Rooi See gevat en dan staan hulle aan hierdie kant van die Jordaanrivier en hulle sien Kanaan aan die ander kant, dan vergeet hulle dit alweer en dan sê die Here, okay, ek sal hierdie water ook vir jou skuif, maar ek gaan nie die water vir jou wegvat nie. Die Here kom net en hy sê, ek is by jou. Want sien, ons wil leef in 'n wêreld waar niemand hartseer of seer kry het nie, dan sê die Here, wat maak jou so special? En dan sê jy, maar why do bad things happen to good people? Dan sê die Here, do you think you're good people? Want Romeine 3 vers 23 sê die Here, dat almal het gesondig. Almal is ver van God af, voor jy Jesus ontmoet, voor jy jou lewe vir die Here gee. Daar is nie so ding soos good people nie, buiten vir Jesus. Hy was good people. Daar's better people en bad people, maar daar's nie so iets soos good people, nie van God se perspektief af nie. Ek sê dit oor en ek sê dit weer. Johannes 16 vers 33, Jesus kom en hy sê, die badste sales speech in die geskiedenis van die wêreld, in hierdie wêreld sal jy swaar kry ervaar, maar skep hoop. Ek het die wêreld oorwin. So die Here kom na jou toe en hy sê vir jou, daai krisis wat jy hanteer, daai moeilikheid wat jy hanteer, hou vas aan my. Ek is by jou. Ek help jou daardeur. Ek los jou nie alleen nie. As jou pa dood is of jou ma dood is, as jou vriend dood is of as die dokter 'n doodsvonnis spreek oor iemand wat jy lief het, want en hulle sê dis kanker en dis soveel maande of soveel weke of soveel dae. Dan kom die Here nie en hy sê, okay, nou het ek jou gelos, jy was stout geweest, jy droog gemaak, I'm leaving the building nie. Have a nice life. Jy gaan 'n baie slegte 6 maande hê. Hou jy maar alleen jou pa se hand vas of jou ma se hand vas of jou boetie of jou sussie of wie ook al kanker het. Die Here doen nie dit nie. Die Here gaan nie aan die begin van die skool, hoor so aan van jou eksamens en hy sê, okay, lekker eksamens skryf, ek sien jou aan die ander kant, ek hoop jy's leer nie. Die Here is by jou terwyl jy leer. Hy's by jou terwyl jy nie leer nie en PlayStation speel. Hy's by jou terwyl jy die eksamen skryf. Hy's by jou terwyl jy probeer onthou wat jou juffrou in graad 1 of graad 2 vir jou gesê het en jy het nie geluister 1 + 1 is 1 nie. En nou kan jy agterkom hoekom X en X nie by mekaar pas nie. En so aan. Die Here los jou nie alleen nie. So vanoggend, op hierdie verskriklike de mekaar oggend, op hierdie oggend waar die tegnologie ons seriously in die steek gelaat, wil ek vir jou net dit gee. Wil die Here vir jou net dit gee, nie ek nie, ek is 'n mens. Want sien, ek het in die Here vasgeloop hierdie week. Myself jammer gekry, meer mans kan dit goed doen. Goodness gracious, ons kan 'n pity party gooi soos niemand anders. Vrouens, is dit die waarheid? As 'n man af is hy af, dis die einde van die wêreld. Ons gaan lê op 'n bank, ons kry onsself so jammer. Sorry mans, it is what it are. En die Here kom en ek sien al hierdie goed en al hierdie ander mense se lewens en die Here kom en hy sê vir my, jy's nie die enigste een wat slegte dae het nie, maar onthou, vandag is God se dag, gemaak vir jou om te geniet.
en oor bly te wees. En as jy rede het om nie bly te wees nie, weet dat God is in daai goed waaroor jy nie kan bly wees nie, is God by jou. Elke oomblik van elke dag. En dis God se boodskap. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Party van julle weet ek, so bietjie, die paar sinne wat jy met my gedeel het. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar ek weet die volgende. Ek weet dat as ek vir jou vra, vertel vir my die goeie goed, gaan jy vir my 'n lysie gee. En as ek vir jou sê, vertel vir my die slegte goed, gaan jy vir my 'n lysie gee. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, maar ek sê vir jou dit. Wat se dag is dit? Dis God se dag. En as jy 'n slegte dag het, hy los jou nie alleen nie. Nooit nie. Nie vir 'n oomblik nie. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie. Dankie dat U by my staan, by ons staan. Dankie dat U by ons is in die amazing oomblikke. Wanneer 'n kind graad kry. Maar U is ook by ons in die oomblikke wanneer 'n kind sukkel met studies. U is by ons, Here, wanneer iemand siek is of wanneer hulle gesond is. U is by wanneer 'n lewe gebore word in die kraamsaal en U is by wanneer 'n lewe eindig in die ICU. Here, U is by wanneer 'n kind aanvaar word vir die kursus van sy of haar drome by die universiteit en U is by wanneer daar nie plek is vir jou kind nie, of wanneer my kind nie toelating kry. Here, U is by as ons eerste nuwe kar kry. U is by wanneer ons kar breek en ons nie geld het om dit reg te maak nie. Here, U is by as iemand trou. U is by as mense in 'n skei-hof staan en die landdros die hamertjie slaan en sê, dis verby. Here, U is by elke oomblik. En soms het ons 'n dag wat ons kan sê, Here, hierdie is U dag, ek is daaroor bly en dit gaan goed. En dan 'n halfuur later, dan tref een of ander ding ons. En dan voel ons, maar die Here het my vergeet. Here, U vergeet ons nooit nie. Dankie, dankie, dankie daarvoor. Ek wil bid, Here, vir elkeen wat so 'n dag het, wat voel, God is ver, God het my alleen gelos. Mag U hulle vanoggend herinner, uit U woord herinner en met die natuur herinner, met die reën herinner, met die gekwetter van 'n voël en die glimlag van 'n mens. Onthou, hulle herinner, U sien hulle. U is by hulle, U sal hulle deur hierdie see, deur hierdie woestyn, deur hierdie storm, sal U hulle vat en hulle dra. Dankie God, dat U God is en groter is as alles. Nou wil ons U kom dank, U kom eer, met ons tiendes. Ontvang, Here, ons tiendes en ons offergawe, as ons bid dit in U naam. Amen. Right. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Voordat ek die seën uitspreek, ons is besig om die Bybel deur te lees, een hoofstuk op 'n slag, en op die blaadjie wat jy by die deure gekry het, op die voorblaadjie, voorkant van die blaadjie, is daar 'n watter hoofstukke lees ons hierdie week. As jy nie 'n blaadjie gekry het nie, vat 'n kalender daar agter, dit is op die kalender aangedui. Ons lees 'n hoofstuk elke dag. As jy nog nie ons WhatsApps kry nie, vat my nommer as jy die WhatsApp wil kry, en dan stuur ek vir jou 'n dagstukkie ook wat handel oor daai hoofstuk elke dag, en elke Sondag preek ons dit. Want God se woord is die lamp vir my voet en die lig vir my pad, en as dit nie vir God se woord was wat my herinner het aan hoe goed God vir my is en hoeveel God by my is nie, dan sou ek dit vergeet het, want as ek vir die wêreld kyk daar buite, dan vergeet ek dit, en dis wat God vir jou wil sê, hierdie woorde van hierdie lied wat jy sopas gesing het, die goedheid van God wat elke dag jou agtervolg en jou omring, dit is die waarheid. So ek wil spreek oor jou vir die week wat voorlê, hierdie seën. Die Here loop voor jou uit, of jy hier is en of jy ver is.
Die Here loop voor jou uit. Hy ry elke kilometer saam met jou, en soos ons boekhouer altyd gesê het, by die NG Kerk, hy klim uit op 120, maar die Here is by jou. Hy klim nie uit op 120 nie, hy is by jou elke oomblik, van elke dag. En hy loop voor jou uit en hy maak die pad gelyk. Hy's agter jou en hy keer die aanvalle van die bose. Hy's onder jou, hy dra jou, hy tel jou op as jou knieë te swak is om jou te dra. Hy's langs jou, hy vat jou hand, hy loop elke tree saam met jou. Hy's bo jou en hy seën jou meer as wat jy raak sien. En as jy hom vertrou, as jy hom ken as jou Vader en as jou verlosser, dan is hy in jou en hy lei jou. Maar hy beloof, ek is by jou elke dag tot aan die einde van die wêreldse geskiedenis. Nie net jou geskiedenis nie. God is by jou en by jou kinders en hulle kinders totdat hy ons kom haal. Amen.